Nee, vir anders nie. Ek dink nie hy's aan nie. Daar's hy. Hy wys hy's aan. Hy moet nou net my optel. Broers en susters, kom ons sing ons toetrede lied, Gesang 164. Verse 1 en 2. 4. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n loflied. Ons sing Gesang 191, vers 1 en 2.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 247. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing Gesang 280 vers 1 en 2.
Broers en susters, ons skriflesing gaan kom uit 2 Korintiërs, maar voordat ons uit die Here se woord lees, gee ons net kans vir die kindertjies om na die saal te beweeg vir die kinderbediening. Twee Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1. Begin ons weer om onsself aan te beveel? Of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is ons brief geskryf in ons harte, gelees en verstaan deur alle mense. Julle is duidelik 'n brief van Christus wat deur ons diens opgestel is, geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van menseharte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie, nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om dienaars van die nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Broers en susters, ons lees tot sover uit die Here se woord. Elkeen wat sy woord hoor en wat bereid is om volgens die woord te leef, is gelukkig. Broers en susters, kom laat ons saam bid. Troue Hemelse Vader, uit die diepte van ons harte sê ons vir U dankie vir soveel dinge, baie wat ons maar as vanselfsprekend aanvaar. Elke dag wat U tot ons lewe toevoeg, is 'n gawe uit U hand. Maar Here, dit besef ons net wanneer iemand wat naby aan ons is, sy lewenspad tot 'n einde gekom het, of wanneer ons self die doodsvallei betree het. Die lewe is so kosbaar, 'n geskenk uit U Vaderhand. Maar Here, soos talle ander dinge, aanvaar ons maar vanselfsprekend dat U vir ons dit sal gee. Ons dank U vir elke onverdiende guns. En ons is veral dankbaar dat U vir ons die kans skep om saam met ander gelowiges rondom U woord by mekaar te kan wees. Here, so is U self in ons midde. Ja, wanneer ons luister na die interaksie tussen U en die mense wat in die Bybel beskryf word, dan is dit asof U self aan die woord kom. Met die verwagting, Here, luister ons dan nou na die verkondiging van die woord. Al kom dit na ons by monde van 'n swak sondaar mens, weet ons dat U ons gebruik om mekaar te bemoedig, te vertroos en te verryk. U gebruik ons as instrumente om U wil bekend te maak
U gebruik ons om in die geloof versterk te word, wanneer U deur U Gees dit wat ons sê en dit wat ons doen bevestig. Daarom, Here, wil U gee dat ons samesyn sal getuig van U liefde en van U teenwoordigheid. Hoor ons in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek was een van die laastes in my vriendekring wat 'n brief ontvang het as kind. En dit was vir my 'n verskriklike groot teleurstelling as my maatjies met hulle briewe daar aankom. Want sien, meeste van hulle het ouer boeties en sissies gehad, veral ouer boeties wat diensplig gedoen het. En dit is die manier waarop hulle met hulle boeties en sissies kontak gehou het. En natuurlik ander ook. Maar ek is die ou boet, so ek het nie iemand gehad wat vir my 'n briefie sou wou skryf nie. Ja, ek het dit op 'n stadium oorweeg om vir myself 'n briefie te pos. Om ietsie te skryf en dit net by die poskantoor te kan ingooi en dan as my ma deur die briewe blaai dat sy sou sê, "Hoi, is een vir jou ook." Dit het nooit op skool gebeur nie. Later by die hoërskool, ja, toe was daar briefies. Maar dit het ek sommer self vir die girlfriend gaan aflewer. Of as ek te skaam was vir iemand gevra om dit te gaan doen, maar dan het ek hom mooi gecheck dat die briefie wel daar uitkom en dat hy nie iets byskryf wat hy nie moet byskryf nie of wat ook al. Briefies was lekker om te kry. En toe ek nou self in die weermag kom, was dit maar die manier waarop ek en Betsy destyds met mekaar kon gesels. Maar gou het ek moeg geraak vir briefies. Want die wat later gekom het, het venstertjies gehad, nee. Nou ja, dus weet wat is dit? Dis jy wil hom eintlik vermy en deesdae is dit e-posse en as ek dink hoeveel spam kry op e-posse dan nee, dis nie eens snaaks nie. So ek is oor en verby briefies. Dis nie meer vir my lekker nie. Maar toe lees ek hierdie week van hierdie oulike briefie in 2 Korintiërs 3. Dit praat van 'n brief van Christus. En die wonderlike ding is dat ek en jy 'n brief kan wees. En nie net kan wees nie, maar behoort te wees. Christus se brief. 'n Brief wat geskryf is met die gees van die lewende God. In ons briewe kan mense van Christus lees en hulle kan sy liefde en sy genade ontdek deur na ons te kyk, deur die brief te lees. Daar het ons die geleentheid dat die Here deur sy gees ons briefie kan gebruik om ander mense se briefies te skryf, sodat hulle ook briewe van Christus kan raak. Vanoggend se gedeelte wat ons gelees het, is deel van die tweede hoofdeel van die 2 Korintiërs brief,
wat gaan oor Paulus se bediening as apostel, terwyl hy 'n klompie uitdagings gehad het. In vers 1 tot 3 gebruik Paulus die beeld van 'n aanbevelingsbrief, met ander woorde, 'n tipe van 'n getuigskrif. En dan fokus hy in die tweede gedeelte op die nuwe verbond. Hy begin die gedeelte deur te reageer op die twee aanklagtes wat moontlik deur teestanders in Korinthe aan hom gerig is. Die een is dat hy homself aanprys. En die ander een is dat hy nie 'n getuigskrif het nie 'n aanbevelingsbrief waarmee hy na hierdie gemeente toe gekom het nie. Broers en susters, dis nou nogal 'n ding wat gereeld gebeur as daar nou iemand is wat 'n bepaalde praatjie gaan gee. Om nou vir die mense te vertel dat jy inderdaad hierdie ou kan glo, is daar mos so 'n bekendstelling wat gedoen word. As dit nou 'n ou is wat vir ons ietsie gaan leer oor ouerlyding, dan sal die aankondiger byvoorbeeld nou, ons het hierdie ou genooi en weet julle wat, hy is nou al soveel jare met hierdie goeters deurmekaar, hy het hierdie kwalifikasies en dit gedoen, hy het hierdie seminare aangebied, daar opgetree, oral was hy betrokke en ja, ons kan lekker na hom luister. Ons kan aangenaam na hom luister. Dis die aanbevelingsbrief amper, die getuigskrif. En van die predikers wat so rondgereis het daai tyd, het op verskillende dorpe gepreek en hulle het die mense beïndruk met dit wat hulle gesê het. Maar om die ouens so ver te kry om te luister, aanvanklik het jy 'n aanbevelingsbrief nodig gehad. En dit help nogal as dit iemand in 'n hogere posisie was wat so 'n aanbeveling gegee het. Dan het mense nogal gegaan om te gaan luister. Tog het Paulus in die vorige gedeelte 2 Korintiërs 2 aangedui dat dit nie oor homself gaan nie en dat hy nie regtig oor homself wil praat nie. Dit gaan nie oor eie gewin nie. Hy het al die eer aan God gebring. Hy verkondig die evangelie vanuit sy verbondenheid aan Christus. En hy doen dit in opdrag van God. Hy kan nie anders as om te praat nie. God dwing hom as het ware daartoe. Hy wil juis nie soos ander predikers wees wat rondreis en die aandag op hulle self trek nie. Hy wil ook nie soos hulle net voorgee om 'n apostel te wees, maar eintlik op soek te wees na geld nie. Daarom sê Paulus dat hy nie 'n aanbevelingsbrief nodig het nie. Dit is die mense wat die boodskap hoor, hulle is die brief. Hy self het mense aanbeveel wat na die gemeente gekom het, ouens soos Timoteus, soos Titus. Maar Paulus sê sy werk gaan daarom om mense briewe te maak. Die Korintiërs sê moet na hulle eie lewens kyk en hulle is veronderstel om nadat hulle met die woord doenig was, self briewe te wees. Min mense kon in elk geval lees in daardie tyd. Die briewe sou hardop voorgelees moes word. En wat Paulus hiermee bedoel, is dat hulle baie spesiaal is. Hulle is self soos 'n brief wat mense kan lees en verstaan deur net bloot na hulle te kyk. Die brief sê hy is ook nie met ink geskryf nie. Mense het ink gebruik, maar
Ink is byvoorbeeld nie waterbestand nie. Julle weet mos wat gebeur as water op 'n brief val. Jy kan dit later nie meer lees nie, dit is verniel. Maar die Gees van die lewende God het in die gemeente gewerk, waar Paulus gewerk het, en op hul harte is daar geskryf met die ink van die Gees. Daarom is dit nie 'n brief op papier soos wat hulle geken het nie. 10 gebooie wat op steentablette geskryf is nie. Die brief is geskryf op die harte van mense. En dit laat mense dink, nee, wat aan Jeremia gesê is oor die nuwe verbond wat op die harte van mense geskryf word, eerder as op klip. Dit lees ons in Jeremia 31. Paulus sê dus dat hierdie nuwe verbond van die Gees in werking is. Die Gees van God het op die harte van gelowiges kom skryf. Hulle leef in 'n nuwe bedeling waar die Gees van God die gelowiges lei. En dit is vanoggend goed dat ons as gelowiges hoor dat ons 'n brief van Christus is. Ek en jy is 'n brief van Christus. En dat ons nie onsself moet toeplak nie. 'n Toegeplakte brief beteken niks. Dis eers wanneer hy oopgemaak en gelees word, dis eers wanneer ons van die inhoud bewus word dat dit betekenis kry. Ek dink vir die gemeente in Korinthe moes dit spesiaal gewees het om te hoor van Paulus dat hulle 'n brief van Christus is. Kan dit wees? Praat Paulus nie dalk van 'n ander gemeente nie? Ons kan net so verbaas wees daaroor. Want as ons na onsself kyk, ons as gemeente, die min wat ons doen, die min wat ons individueel doen, waar ons werk, waar ons beweeg tussen ons vriendekring, dan moet ons ook sê, wow, is ek regtig 'n brief van Christus? Ek bedoel die Here nie die ou langs my nie, of daardie ou waarvan ek gehoor het nie. Ja, die Korintiërs sou 'n mens kon sê, dit was eintlik Paulus se probleemgemeente, sy probleemkinders. Daar was soveel spanning daar was verdeeldheid onder die mense, daar was 'n gebrek aan dissipline. Lidmate het mekaar sommer vir die kleinste verskilletjie hof toegeneem. Hulle was eintlik maar 'n gemeente wat gesukkel het om die lig van die evangelie te laat skyn. Ten spyte hiervan sê Paulus vir hulle, julle is Christus se briewe. Hoekom sê hy dit? Dit is omdat God hulle roep om briewe te wees. Nou getuigskrifte, broers en susters, is nie 'n ding wat deesdae meer verskriklik funksioneer nie. Dit gaan meer oor jou CV en daar's 'n onderhoud as jy iewers elders vir 'n jobbie aansoek doen. Maar kyk, in die tyd toe ek in die gemeente gekom het ek getuigskrifte gegenereer. Jy kan nie glo nie, want vir elke jobbie moes daar 'n getuigskrif wees en moes ek hom verander, want hierdie pos is 'n bietjie anders as hierdie pos.
Al waarvoor ons deesdae getuigskrifte nodig het, is as jy aansoek doen by 'n ouer huis, dan vra hulle nog getuigskrifte. Verder nie meer nie. En eendag het ek vir 'n ouetjie 'n getuigskrif geskryf. Maar kyk, ek het in my lewe nog nie so gelieg in 'n getuigskrif nie. Wat moes ek doen? Die ouetjie het nooit in die kerk gekom nie, ek jok. Hy het die katedese klasse bygewoon na die diens. Nie diens toe gekom nie. Net die katedese klasse. En toe het hy belydenis van geloof afgelê en nie eens opgedag vir die nagmaal nie. Goed, weg. En toe op 'n mooi dag klop aan my deur. Hallo Dominee, jy onthou my seker nog? So vaag weg, ja, die stoute bogger wat in my finalejaarslas was. Dis daai ouetjie wat nooit sy huiswerk gedoen het nie, maar wat ons toen nogtans aangeneem het. Hy het die absolute minimum gedoen. As ons gesê het, hoor so, jy kan jou bywoning moet 98 of nee, die bywoning moet 90% wees. Dan het hy hom gehou hier op 88%, 9, en as hy sien, nou is hy in die moeilikheid, dan kom hy 'n paar keer, dat hy net weer oor die 100% gaan. As ons sê, hoe jy met 'n erediens kom, dan slip hy gou in 'n erediens in. So ons kon net nie vir hom sê nee, en hier staan hy soek 'n getuigskrif. En ek skryf vir hom een. Sê hoe goeie seun dit is, hoe pligsgetrou hy is, hoe hy alles doen wat van hom verwag word. En. Hy het die getuigskrif so gevat, en sê, Dominee, is mos nie ek hierdie nie. Dis, baie dankie Dominee, maar dis nie ek hierdie nie. Dis ek vir hom, dit mag so wees, maar dit is wie jy kan wees. En hy het toe op die ouene nie te sleg uitgedraai nie. Hy is nou in Montana gemeente, hy dien daar op die kerkraad. Broers en susters, Jesus kyk so na ons. As hy deur sy gees in ons harte moet skryf wat ons is sonder hom, dan is dit inderdaad soos wat mense baie keer na ons kyk en sê, moet net nie vir my sê, daai ou is 'n gelowige nie. Joe, kyk hoe tree hy op. Noem hy homself 'n kind van God. Nee, 'n kind van God kan nie so maak. Dis hoe mense ons baie keer lees, as ons nie toelaat dat die Gees ons briewe skryf in ons harte nie. Want dit is God wat jou in staat stel om 'n brief vir hom te kan wees, nie jouself nie. Hy roep, hy vorm, hy stuur jou in die wêreld om 'n lewende brief van Christus te gaan wees. Ons is daarom uiters afhanklik van God en van die leiding van die Gees. Broers en susters, ek en jy weet hoe ons moet wees. Ons weet dit. Die Gees werk in ons harte en vertel vir ons. Diep in ons harte weet ons, nou was ek lelik. Nou moes ek dalk iets anders gedoen het. Dis daai stemmetjie waarna ons die meeste van die kere nie luister nie. Maar jou lewe moet juis so wees dat jy na daardie stemmetjie luister. Dis die Gees wat in jou hart wil skryf.
dat Christus die koning is. En dat die manier hoe jy met ander optree, teenoor ander leef, dit wil die Gees in jou hart voorskryf. Daarom is dit belangrik dat ons mekaar en ander deur die bril van Christus sal probeer raak sien. Deur Christus sien mense anders. Jy sien hulle ook as geliefdes van God. Deur omgee, deur gasvryheid, deur hulp, deur gebed, deur vergifnis en deur sorg vir mense, maak God dat ander mense sy liefde kan raak sien. Deur Paulus het God die gemeente in Korinthe se brief geskryf, 'n brief van Christus gemaak. Ons is ook bedienaars van die nuwe verbond, wat mense vrymaak en lewe gee. Broers en susters, genadiglik hoef ek en jy dit nie uit ons eie krag te probeer wees nie. Ek moes al baie vir mense sê, weet jy wat? As ek na myself moet luister, dan hou ek nie van jou nie. Maar nou luister ek na Christus. Daarom kom jy so, dat ek 'n pad saam met jou loop. Die Gees woon in ons, lei ons en help ons om briewe van Christus en getroue disippels te wees. Hy gee ons die nodige krag. Kom ons wees oop vir die Gees. Luister na daai stemmetjie wat jou wil vorm as 'n liefdesbrief van Christus. Kom ons eien vir onsself dan hierdie seën toe. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Ja, mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en by ons bly. Amen. Broers en susters, kom laat ons saam die Here dank. Hemelse Vader, ons wil onsself oopmaak dat U deur U Gees 'n brief vir Christus in ons harte sal skryf. 'n Brief wat mense sal lees en U liefde en omgee sal raak sien. Amen. Broers en susters, ons slotsang kom van Gesang 510. Dit vertel van die genade van die Here wat hy na ons toe uitreik en wat ons aan ander moet oordra. Gesang 510 verse 1, 2 en 3.
Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal. Amen. Baie dankie broers en susters. Onthou ons saam kuier is baie welkom. Ek soek iemand om pap te maak asseblief. Ek het mieliemeel en ek het al die goeders, maar ek het nie gereël vir iemand om pap te maak nie. Iemand wat beter is pap kan maak as ek. My pap's gevaarlik.